dis lekker om saam met julle te kan wees. Die emosies is op en af. Soos julle weet, sommer net 'n familiegetuienis. Julle weet, ons is saam in hierdie gewees vir die laaste 4 jaar amper. En op 6 maande het Sammy amper sy lewe verloor. Maar ons kan getuig dat Woensdag het hulle sy traggie uitgehaal. En wat 'n wonderlike voorreg om sy stem te kan hoor vir die eerste keer, om te kan weet hy kan nou leer om te swem. En dis net wonderlik wat die Here kom doen het. Kan ons vir hom 'n lofprys gee? Ek dink my trane is opgehuil, so daar is nie meer nie. Maar ja, dit is ek sommer net dankbaar vanoggend. Vir die van julle wat besoek vanoggend, welkom. Dis lekker om saam met julle te kan wees. Ek dink ook daar gaan 'n geleentheid wees in die toekoms wanneer die trauma minder is en die emosies nie so hoog is nie, om sommer net 'n getuienis te kan lewer vir dit wat die Here kom doen het in die laaste 3,5 jaar en in ons lewens, in die seuns se lewens en sommer met julle te kan deel hoe dit was. Maar vanoggend gaan ons uit Genesis 2 lees. So julle is welkom om julle Bybels oop te maak. As julle julle Bybels het, ons gaan saam lees in Genesis 2. Ek is so opgewonde dat Sammy se traggie uit is dat ek sommer die Bybel weer van voor af begin lees. Ek trek by Genesis 2. En soos ek deur Genesis 1 gegaan het, ek gevind dat die maan is wraggies nie van kaas gemaak nie, vir die van julle wat wonder. As jy hom bestudeer, wat gebeur is God maak die maan op dag 4 en die beeste op dag 6, en so as jy 2 en 2 bymekaar sit, was daar nog nie melk gewees om kaas te maak nie, so die maan kan nie van kaas wees nie. Dis maar net so 'n klein grappietjie wat ek in God se humor gevind het. Sorry. Genesis 2. Ons gaan saam lees in Genesis 2 vanoggend van vers 1 af. Dit sê: die skepping van die hemel en die aarde en alles daarin is voltooi. Op die 7de dag was God klaar met alles wat hy gemaak het en hy het op die 7de dag na al sy werk gerus. God het ook die 7de dag geseën. Hy het bepaal dat dit afgesonder moet word van die ander dae, omdat hy op daardie dag gerus het nadat hy sy skepingswerk gedoen het. Dit is dan die geskiedenis van die skepping van die hemel en die aarde. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg vir ons om as gelowiges saam te kan kom vanoggend en om u woord te kan vergader, en mag u vanoggend, Here, 'n vars openbaring vir elkeen van ons kom gee, Here. Dat toe u ons geskep het u ons geskep om te kan rus. U het ons nie net geskep, Here, om aan te hou en te werk en besig te wees nie, Here, maar u het ons geskep, u het ons aan die binnekant gedesign, Here, om te kan rus. Mag dit 'n vars openbaring vir elkeen van ons wees vanoggend in Jesus naam. Amen. Die titel van die boodskap wat ek met julle deel vanoggend is die ritmiese geskenk van rus. Die ritmiese geskenk van rus. Nou, Alexander, my ander seentjie, hy sit hier, hy het sy vinger gebreek, so ons is so 'n bietjie op die krokkelys. Nie worry nie, ons is alright. Maar hy is ook hier so, en so een van sy verjaarsdae het hy so 'n radiobeheer karretjie gekry. By sy oupa en ouma, en dit is nou obviously oupa en ouma, hulle gee nie so baie om oor die logistics nie, hulle koop die goed, gee dit vir jou en jy moet seker maak dit happen. En so hierdie radiobeheer karretjie werk nie, het nie 'n battery aan die binnekant dat jy hom charge en dan hy werk met batterye, amper 400 van hulle, so dit voel, wat jy moet uithaal, dan moet jy dit hier insit, dit moet herlaai word, en dan as die lig groen is, dan kan jy
dit terugsit, maar dan is 4 nie genoeg nie, dan moet jy nog 4 vat, so die logistiek rondom dit, enige iemand so iets al moes, okay, dankie tog, ek is nie alleen nie. So dis 'n logistieke nagmerrie, en al was oomblikke wat ek gewens het, hierdie kar kan net werk en werk en werk en werk en werk, en nie ophou nie. Maar ongelukkig is dit nie hoe dit werk nie. Dieselfde manier word jou foon pap. Hy werk totdat die foon tot hy pap is en dan werk hy nie meer nie. En ek was al op 'n plek gewees waar my foon se battery uitgehardloop het en dan is hy af. En dan probeer ek hom aansit en dan kom ons so net so 'n batterytjie op en dan probeer jy verskillende goed om dat hierdie ding net moet aankom want ek het hom nou nodig. Dat hy moet werk, maar hy gaan nie werk nie. Maak nie saak hoe hard jy daai knoppie druk of op verskillende angles hou nie, hy gaan nie werk nie. Of as jy jou kar ry totdat hy amper leeg is, ek is nogal bekend daarvoor. Ek is nogal bekend daarvoor om 'n kar te ry op empty. En vir my is dit 'n geloofsaak. Nee, hierso, ek gaan hom vir julle gee. Hierso is hy. Daar was hierdie vrou wat in die Ou Testament gebid het vir olie om nie op te hou nie, né? En so ek voel ek kan die Here toets daarin. Te kyk, wat as my petrol nie ophou nie? En ons altyd petrol, hoef ek nooit weer petrol te gaan ingooi. Ek dink dit is geloof, maar party mense dink dit is onverantwoordelik. So, dan stop hy as daar nie petrol in is nie. Hy hou op werk. Né? Hoekom? Want God het ons geskep om te rus. In die skepping het God gedesign. God het die skepping op so 'n manier gedesign dat goed moet reset, recharge, refuel, restore. Ons moet rus. Dit is ritmies in die skepping ingeweef. Luister na Genesis 2 vers 2. Sê, en op die 7de dag was God klaar met alles wat hy gemaak het. En hy het op die 7de dag na al sy werk gerus. Nou in Hebreëus is die woord rus, as ons kyk na daai woordjie rus, beteken dit Shabbat, of in Afrikaans Sabbat. Dis wat daai woordjie beteken. Of dit is wat dit is in Hebreëus, Shabbat. En wat dit beteken in Afrikaans, dit beteken om te stop, om op te hou. Om tot stilstand te kom. Jy moet stop. Hou op. Dit is wat Sabbat beteken. Waarmee? Met werk, met dit waarmee jy besig was vir die laaste 6 dae. God was besig vir 6 dae en toe stop hy om te rus. En so dis interessant dat Psalm 23 sê in vers 2, hy laat my lê in groen weivelde. Nie hardloop in groen weivelde nie. Of draf in groen weivelde nie. Hy laat my lê in groen weivelde wat my lei na waters van rus is en by die waters van rus gee hy vir my nuwe krag in vers 3. Wanneer ek lê, kry ek nuwe krag. Wanneer ek by rus is, kry ek nuwe krag, maar ons het dit omgekeer. Elkeen van ons moet weet hoe dit voel om te kan stop. Stil raak, vriende. Sodat jy kan herstel en nuwe krag kry. God het ons geskep om te werk en doenig te wees. Ja, dit is so. Maar hy het rus in die ritme van ons skepping ingeweef. Dit is deel van ons. Nee, ek is die kaptein van my eie skip. Hoe is dit? Okay. Elke aand gaan slaap jy. En dan is jy op jou vulnerabelste. En nie wat daai woord in Afrikaans is nie. Op jou kwesbaarste. Jy slaap, alles shut down. Jy kaptein van jou eie skip. God weet jy het rus nodig. Jy het nodig om tot stilstand te kom. Maar nie net daagliks nie.
ook op 'n weeklikse basis. En ons sien dit in Genesis 2 en dan beklemtoon God dit in Eksodus 16. So ons gaan so 'n bietjie deur Eksodus loop vanoggend in vers 22 sê dit op die 6de dag het hulle 2 keer meer opgetel as op die ander dae. Moses het vir hulle gesê die Here het bepaal dat daar 'n rusdag moet wees. Vers 26: 6 dae lank moet julle kos gaan bymekaar maak, maar die 7de dag is die Here se Sabbat. Ons sien in hierdie gedeelte dat rus is 'n goddelike gawe. God sê tel 2 keer meer op die 6de dag, sodat jy kan rus op die 7de dag. Daar gaan nie kos wees om op te tel op die 7de dag nie. Daarom gee ek vir julle meer as gewoonlik op die 6de dag, tel meer op, sodat jy genoeg het vir die 7de dag, sodat jy kan rus. Sodat ons kan herstel. God sê ek het rus ontwerp, sodat jy moet kan stop. Die Here het bepaal dat daar 'n rusdag moet wees. Nie net is rus 'n geskenk nie, maar dit is ook 'n daad van geloof, sien ons in hierdie gedeelte. Sodat hulle op God kan vertrou. Israel moes glo dat die manna genoeg sou wees wanneer hulle nie gewerk het nie. Hulle moes glo dat hulle het genoeg opgetel. Ek het genoeg. En dan gaan hulle die 7de dag en ons niks om op te tel nie. Maar dan moet hulle God vertrou dat al werk hulle nie, dat hulle genoeg het. Dis 'n daad van geloof. Dis 'n geskenk uit God se hand en 'n daad van geloof. Nou maar ongelukkig in ons kultuur hou ons nie so baie daarvan om te stop nie, nê. Hey, hoe gaan dit? Nee, besig. Aan die gang bedrywig. Tyd is geld, geld is tyd. Kan nie stop nie. Nê? Son trek water, kan nie ophou nie. Nee, Lian. Hoor wat sê vers 27. Op die 7de dag het party mense tog wel in die veld gaan kos soek. Wonder wie is daai party mense? Jooste? Ek lag Jooste, hy sê, "O, Jesusie, Here." Wie is daai party mense wat imagine jy maak jy deur op en jy sien, Jesus, die 7de dag, lekker rus vandag. Daar's wragtig mense, hier's hulle besig om te soek vir manna. Maar God het gesê, daar gaan niks wees nie. Jy moes gister genoeg opgetel het. Hey buurman, het jy nie genoeg opgetel nie? Nee, Jesus, ek weet nie. Ja, ek weet nie. Ek hoop ek het, maar ek dink ek het nie. So ek soek maar vir nog. Nou is hy besig om te werk. Hy suppose om te werk nie, maar hy doen. Party mense het steeds gaan werk, gaan kos soek. Hy sê in vers 28, die Here het toe vir Moses gevra, hoe lank gaan julle bly weier om na my te luister en te doen wat ek sê? Kan julle nie insien dat die Here die Sabbat gegee het om op te rus nie? Die 6de dag gee hy genoeg vir 2 dae. Op die 7de dag moet julle rus. Geniet dit wat ek vir julle gegee het. Rus. Doen iets wat vir jou lekker is. Geniet jou familie, geniet die skepping. Wees saam met mekaar. Rus. Stop. Hou op. Maar ons het 'n probleem met die ritmes van ons lewens, vriende. En dit maak ons seer. Dit breek ons. Want ons kan nie ophou nie. Dit breek ons morele, ons emosionele, ons fisiese en ons geestelike gesondheid. Jy kan na die statistieke te gaan kyk. Ek hoef dit nie eens vir jou te gee nie. Ons breek omdat ons kan nie stop nie. En omdat ons nie kan stop nie, kan ons nie God vertrou nie. Die Sabbat sê is 'n geloofsdag, 'n geloofsdaad. Ek vertrou God dat ek genoeg het. Ek kan ophou werk vir een dag. Ons weet byna in ons kultuur nie eens meer hoe om te stop nie, want ons lewenspas, ons lewensspoed het so normaal geraak vir ons. Alles is vinnig, alles is nou. Dit moet nou gebeur. En toe maak God die reël in Eksodus 20. Nou gaan julle rus. Sê in vers 8, onthou om die Sabbatdag vir God te vier. 6 dae lank kan jy met jou daaglikse werk aangaan.
Maar die 7de dag is die Here jou God se rusdag. Die Here het in 6 dae die hemel, die aarde, die see en alles daarin gemaak. En op die 7de dag het hy tot rus gekom. En om daardie rede het die Here die 7de dag geseën en vir homself eenkant gesit as sy heilige dag. In Eksodus 20 sien ons dat om te rus word deel van God se 10 gebooie. Jy is geskep om te rus. Jy moet stop. En so God maak dit 'n reël. En ons sien in vers 11 dat God die Sabbat seën en heilig maak op dieselfde manier soos wat hy gedoen het in Genesis 2, wat ons nou net gelees het. Die Sabbat is 'n seën. Wat beteken 'n seën? Dit is iets wat ek vir jou gee. Ek gee dit vir jou, want ek is lief vir jou, en ek gee om vir jou. En so God seën ons met een dag om te stop en te rus en te geniet. En hy sê, ek maak hierdie dag heilig. Wat beteken dit? Dit beteken, dit moet anders lyk as die res van die dae. Dis een dag wat nie dieselfde lyk nie. Hy word afgesonder. Hy staan eenkant en in 'n manier gee God vir ons, maar hy vat ook weg. Sodat ons langer kan lewe. Sodat ons kan rus. Hierdie dag lyk anders. Hy is afgesonder. Genesis 2 vers 3, onthou, en toe ons in Genesis 2 lees, staan daar in vers 3, hy het bepaal dat dit afgesonder moet word van die ander dae. Hy lyk anders as die ander dae. Hoekom? Want ons stop, jy stop. Rus is geweef binne-in die ritme van die skepping van God. Rus is geweef binne-in die skepping van God. Dis deel van sy skepping. Dis deel van wie hy is. Nou die storie gaan aan. En ons sien in Eksodus 31 sê God vir Moses in vers 13 dat die Sabbat is 'n teken van die ewige verbond tussen my en julle. Die Sabbat is 'n wat? Hy sê dit weer in vers 17. Dit is tussen my en die Israeliete 'n teken wat vir altyd sal bly staan. Die Sabbat is 'n teken. 'n Teken wys rigting. Dit wys vir jou na iets toe. So die vraag is, waarna toe wys hierdie teken? Waarna wys die teken? En so jy kan blaai. Dis lekker, stap deur die Bybel vanoggend. Blaai na Deuteronomium 5 vers 15. Dit sê in Deuteronomium 5 vers 15, onthou dat jy vroeër slawe in Egipte was, en dat die Here jou God jou met groot krag en magtige dade daaruit gebring het. Dit is waarom die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Kom ons lees hom weer. Onthou dat jy vroeër slawe in Egipte was en dat die Here jou God jou met groot krag en magtige dade daar uitgebring het en dit is waarom die Here jou God beveel om die Sabbatdag te vier. Hoor julle wat sê hy? Hierdie gedeelte verbind die Sabbatsdag, die Sabbatsrus, om te kan rus met die verlossing uit Egipte uit. God wil vir sy mense laat onthou dat hy hulle gered het. En dat daar niks is wat hulle toegevoeg het, dat hulle gered was nie. Want toe hulle by daai see kom, toe is daar 'n see voor hulle. En ons 'n weermag agter hulle. En hulle besef ons het nie 'n boot nie, en ons het nie spiese nie. So, ons kan nie onsself in hierdie omstandighede red nie. Of ons gaan verdrink, of hulle gaan ons doodmaak. En God maak die see oop, en hy is die een wat hulle gered het, daai dag. En hierdie gedeelte sê, dit is waarom die Here jou God jou beveel, om die Sabbatdag te vier.
Want deur sy genade en deur sy liefde het hy jou gered. Het hy hulle gered. So daarom beveel God hulle om 'n dag te vat, te rus, te onthou, né? Te onthou en te vier dat hulle is nie meer slawe nie. Hulle is nie meer slawe nie. God het hulle uitgehaal uit Egipte. Want in Egipte was daar nie rus nie. Want 'n slaaf kry nie rus nie. Hoor julle vanoggend, dit is so belangrik. Die Sabbatdag is nie 'n geskenk, is nie net 'n geskenk en 'n geloofsdaad nie, vriende. Die Sabbat is ook 'n teken en 'n herinnering dat God ons verlos het. Ons is nie meer slawe nie, maar gered deur genade. En so ek wil noem, en hierdie is 'n waarskuwing en ek hoop jy vat dit met baie liefde van my af, dat as jy werk en 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 jy kan nie ophou werk nie. Jy kan nie tot rus kom nie. Oorweeg die moontlikheid dat jy 'n slaaf is. Oorweeg vanoggend die moontlikheid dat jy 'n slaaf is. 'n Slaaf aan iemand of 'n slaaf aan iets. Maar ek wil jou ook herinner vanoggend dat God het jou gered. Hy het jou verlos, want hy het jou lief. Hy het soveel genade vir jou. Jy hoef nie meer 'n slaaf te wees nie. God het jou geskaap, hy het jou geskep om te rus, om te kan stop, om nie 'n slaaf te wees nie. Hy het jou gered. En rus is 'n geskenk vanaf God vir jou. Jy kan hom vertrou dat al werk jy nie, sal jy genoeg hê. Want hy het jou verlos deur sy genade. Rus is ritmies van die skepping, in die skepping ingeweef. So die vraag vanoggend is die vraag, moet ons steeds vandag 'n Sabbatsdag hou? As 'n reël, soos wat die Israeliete het. Hulle het op 'n Vrydag aand hulle Shabbat begin, en 'n Saterdag aand het dit opgehou. So moet ons steeds vandag 'n Sabbatsdag hou as 'n reël. So kom ons blaai na Markus 2 vers 27. Ons lees daar, dit sê, Markus 2 vers 27 sê, Jesus het verder vir hulle gesê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat. Jesus is die Here van die Sabbat. En hy sê vir die Fariseërs, want Jesus het dikwels in die moeilikheid gekom by die Fariseërs, omdat hy mense genees en verlos het op die Sabbatdag. Gaan lees Johannes 5, hy het 'n verlamde man genees in Johannes 5, gaan lees Johannes 9, hy het 'n blinde man genees op die Sabbatsdag, en die Fariseërs het spontaan amper aan die brand geslaan. So kwaad is hulle vir Jesus. Hulle kan nie glo hy doen dit nie. Hoe verlos jy iemand op die Sabbat? En hulle het besef, en Jesus besef en hy sien dat hulle het die rede vir die Sabbat heeltemal verloor. Dit is juis hoekom ons die Sabbat het, is om ons verlossing te vier. Die Sabbat is gemaak vir die mens. Die mens is nie gemaak vir die Sabbat nie. En Jesus herinner hulle daaraan. Dit is die hele punt van die Sabbat. Dit is 'n gawe, nie 'n las nie. En net daar verklaar Jesus homself as die Here van die Sabbat. En as jy nou gedink jy die Fariseërs is kwaad omdat hy iemand verlos het of gesond gemaak het, toe hy dit sê, toe wil hulle hom doodmaak. Want hoe kan hy sê hy is die Here van die Sabbat? Hy het nie gekom om die Sabbat weg te vat nie, vriende, maar om dit te vervul. En so wat beteken dit? Wat beteken dit dat Jesus het nie gekom om die Sabbat weg te vat nie,
maar hy het gekom om dit te vervul. Kolossense 2 vers 13 tot 17 sê, nou gaan nie alles lees nie, maar dit sê, julle was eintlik dood omdat julle gesondig het. En omdat julle sondig geaardheid nog nie weggeneem was nie, het julle egter saam met Christus lewendig gemaak. Hy het ons al ons sondes vergewe, uitgevee en dit vergoed weggevat deur dit aan die kruis vas te spyker. Jesus het aan die kruis triomfeer. So ons sien dat Jesus het ons sonde vergewe want hy het aan die kruis gesterf en hy het getriomfeer. En so dan sê vers 16: Moet dus nie toelaat dat enige iemand julle veroordeel oor wat julle eet of drink of oor die vier van sekere feesdae of die nuwe maansfees of die Sabbat nie. Al hierdie dinge is net 'n skaduwee van wat sou kom. Die ware werklikheid is Christus. En ons sien deur Jesus wat aan die kruis sterf, het hy die wette en die reëls vervul. Die Sabbatdag verwys na Christus toe. Dit wys na hom toe. Dit alles gaan oor hom. Hy is die Here van die Sabbat. Hy is die Here van ons lewens. En so moet ons steeds vandag 'n Sabbatsdag hou as 'n reël nie. Jy hoef nie. Dit het geen reddingswaarde vir jou om 'n Sabbat te hou nie. As 'n reël nie. Jesus het die reël kom vervul. En daarom hoef jy nie die Sabbat te onderhou om geregtigheid te ontvang nie. En die reël was as 'n teken van die verbond gedien het, is verby. Hierdie reël, hierdie ding wat gedien het as 'n teken van die verbond is verby. Ons hoef dit nie meer te doen nie. Dis nie meer 'n moet, soos wat Jaco laasweek gesê het nie. Ek moet niks. Nee, jy moet wedergebore word. Jesus het dit gesê. Jy moet wedergebore word. Maar jy hoef nie die Sabbat te vier nie. Jy hoef nie 'n Sabbat te hê nie. Jy hoef nie te rus nie. Maar die ritme van die skepping bestaan steeds. Hoor julle? Die ritme, God het 6 dae geskep en toe het hy gerus. En daai is 'n prinsipel. Wat is 'n prinsipel? Dis 'n beginsel. Dit is 'n beginsel. Dit bly. Dis dalk nie meer 'n reël nie, maar die beginsel bly dat daar's 'n ritme in ons lewens ingebou dat ons moet werk en dan rus. Sodat ons weer kan werk sodat ons kan rus en geniet wat God geskape het. Hy is ontwerp, geskep, aan mekaar geweef met 'n ritme binne in jou om te rus. 'n Ritmiese geskenk van rus. En so daar's baie antwoorde. Ek wil nie vir julle te veel antwoorde gee vandag nie. Daar's baie antwoorde, daar's baie maniere. Ek hoop jy het 'n vars openbaring dat jy is gemaak nie net om te werk nie. Anders is jy 'n slaaf. Dan kan jy jouself slaaf noem. God het jou vrygemaak sodat jy kan rus. Hy het dit vir jou gegee. En so ek wil vir jou 4 handvatsels gee, net 4 handvatsels om oor te gaan dink, soos wat jy gaan reflekteer vandag of hierdie week oor hierdie boodskap. Hoe kan ek hierdie ritme van rus in my lewe toepas? Nommer 1, stop. Stop, die wêreld is vinnig. Ons moet leer om te stop. Jy moet leer om te stop. Jy is nie God nie, jy is nie Superman nie, jy is nie Spider-Man nie. Samuel dink hy is Spider-Man. Hy is nie, hy sal dit later besef. Maar ons is nie God nie. Ons is nie God nie. Jy moet leer om te stop. Net soos Jesus gereeld na stil plekke onttrek het, Markus 1, moet ons leer om te kan stop en stil raak. En dan rus. Dan moet jy rus. Om te stop, skep jy 'n plek om te rus,
te reset, te restore, te recharge, te refuel. Jy maak hy tank vol, jy charge die batterye, dis nodig. Jy kan besluit wat jy doen as jy rus. Dis nie net 'n fisiese rus nie, dis ook 'n emosionele rus, 'n geestelike rus. Dis 'n rus wat jou herinner dat jy is nie 'n slaaf nie, dat God jou ontwerp het. Jy moet rus. Nommer 3, aanbid. In die hart van rus lê aanbidding. Nie net deur musiek nie. Loop jy daar die hele dag deur jou huis en luister musiek, dis nie rus nie. Maar is deur die vertroue, 'n diep vertroue en 'n refleksie en 'n gemeenskap met God. Dis 'n koneksie met God. Te sê, joh, Here, ek vertrou dat al werk ek nie vandag nie, kyk U na my. Ek het genoeg. U kyk na my. Wanneer ons rus, verklaar ons dat God in beheer is, nie ons nie. En ons erken sy heerskappy oor ons tyd, ons werk en ons lewens. En ons eer hom dat hy ons gered het. En laastens, verheug, vreugde. Op die 7de dag het God sy skepping geniet en verheug in alles wat hy gemaak het. Hy het teruggesit en hy het gesê, joh, dis baie goed. Hy het vreugde gevind in dit wat hy gemaak het op die 7de dag. Dit is nie 'n irritasie nie, dis nie 'n frustrasie nie, dis nie 'n moed nie. Dis nie jy loop daar in die huis rond en ek moet nou rus vandag. En my kinders irriteer my en hierdie ding frustreer my en ek moet dit nou doen. Die pastoor het so gesê. Moet dit dan eerder nie doen nie. Rus is vreugde. Vind vreugde in om te rus. Dis 'n geskenk uit God se hand vir jou. God reëg in jou gesin en jou geliefdes. Op een hande, jy werk 6 dae. God gee dit vir jou. Geniet dit wat hy vir jou gee. Op een van die dae. En kom kerk toe. Kom geniet mekaar. Kom rus saam met mekaar as geliefdes. Kom ons by mekaar en ons geniet mekaar se teenwoordigheid. Ons gaan lekker saam eet. Moenie nou huis toe gaan en alleen gaan wees nie. Kom eet saam met ons. Kom kuier saam. Dit is God se manier wat sê kom rus saam met mekaar. Kom in die samekoms van die gelowiges. En as jy dan sien, dan is rus vars. Kyk al. Rus gee vir jou. Dankie. Rus maak jou vars. Ja, ek weet. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U vir ons aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Dat U aan die kruis gesterf het, Here, vir dit wat ons, Here, nie self kan opgee nie. Maar U het dit klaar gedoen, Here. En daarom, Here, het U ook vir ons die pad oopgemaak om te kan stop, om te kan rus. Dis 'n geskenk uit U hand uit, Here. Dis 'n herinnering dat U ons verlos en gered het. Dit dui alles na U toe, Jesus. Kan U ons help om te kan stop in 'n besige wêreld? Nie net met ons werk nie, maar in ons gedagtes, in ons hart, in ons doen en late, die manier hoe ons praat, in ons ritmes, in ons spoed, in ons pas. Gee ons help, Here, om ons pas minder te maak, sodat ons by U kan sit, kan hoor wat U sê, stem oor ons lewens, sodat ons kan aangaan met nuwe krag. U kom vul ons met nuwe krag. Dankie daarvoor, Here. Ek wil hê julle moet 'n oomblik vat en reflekteer. Die Sabbat was deel van refleksie. Jesus het gesê, onthou. Vat hierdie dag en onthou. Ek het jou verlos. Ons sien in Kolossense 2, julle was eintlik dood omdat julle gesondig het. En omdat julle sondige geaardheid nog nie weggeneem was nie, het God julle egter saam met Christus lewendig gemaak. Hy het ons aan ons sondes vergewe, uitgevee en dit vergoed weggevat deur dit aan die kruis vas te spyker. Jesus het aan die kruis getriomfeer.
Die ware werklikheid is Christus. En op dae soos hierdie kan ons reflekteer op dit wat Jesus gedoen het. Hy het sy lewe gegee. Hy het sy liggaam gegee en sy bloed het gevloei. En so ek wil vir julle 'n oomblik gee waar ons gaan communion hou vanoggend. Communion, nagmaal. En waar jy 'n oomblik kan vat en jy kan op jou eie reflekteer, jy kan deur hierdie 4 ritmes van die lewe gaan. Jy kan net so 'n bietjie reflekteer oor jou eie lewe of jy kan saam met iemand bid en sê, "Joh, in hierdie area van my lewe, ek kan nie stop nie." Kan jy vir die Here vra vir wysheid om jou te help, om jou te lei, om vir jou maniere of nuwe idees, kreatiewe idees te gee, hoe jy kan op 'n plek kom waar jy net kan stop en rus. Want dit is hoe God jou gemaak het. Dit is nodig om vir 'n dag te rus.